Goeiemôre. Dit is maandagoggend, die 3de Augustus 2026 en oude gewoonte groet ek julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier hier uit Appington se wêreld. Ek herinner graag elkeen van julle aan die kampvuur stories met die kolonelle. Dis nou kolonel afgetree, Chris Wyatt en myself hier in Appington op die 29ste en die 30ste. 29ste vanaf 3:00 die middag hou ons 'n groot bespreking en 5:00 kyk ons die rugby, daarna eet ons saam en dan Sondag eksklusief vir die wat wil vir 'n paar mense daar op Sakkie se aggie wat ons gaan vaar. Onthou asseblief om jou belangstelling aan te dui daarby u stel en verkieslik voor Woensdag sodat ons getalle kan bepaal wat uiteindelik bepaal watter venue ons dan gaan gebruik. Ek het ook so 'n bietjie 'n meningsopeiling gemaak want ek kry so dikwels mense wat sê ja, maar kan julle nie oor iets positiefs praat wat daarmee gepaard gaan nie, en ek het ook 'n paar vrae gestel soos gespreksonderwerpe. Wat verkies julle? Verkies julle dat ek berig gee oor die konflik, oor geweld, oor die werklike gebeurtenis in die wêreld en in Suid-Afrika? En dan is die ander opsie lekker stories, mooi verhale. En 86% van die wat deelgeneem het gestem dat ons moet praat oor die konflikte in die wêreld, geweld, gevare wat ingehou word en wêreldgebeurtenis, en net 14% het gestem vir mooi stories en verhale. So, dit gee dan vir ons 'n aanduiding, en dit gee vir my 'n aanduiding in watter rigting lê die grootste belangstellings. En vandag wil ek met julle praat oor Suid-Afrika, oor die ongelooflike skuldspiraal waarin die land ingetrek is en afgetrek word met geen hoop eintlik om ooit weer uit daai skuldelement uit te kom nie. En al hoe meer en meer word die land vasgedraai in die mag van die Wêreldbank, die Wêreldekonomiese Forum, met ander woorde in die een wêreldorde. Dan kyk ons net daar 'n bietjie 'n berig wat gedoen was deur iemand, deur 'n lid, waar hy dan sê toe Nelson Mandela aan bewind gekom het in gedurende sy tydperk, het die bestaande skuld opgegaan na 376 miljard rand. Tydens Thabo Mbeki het dit opgegaan na 628 miljard rand. Tydens Motlanthe opgegaan na 805 miljard rand. Tydens Jacob Zuma meer as verdubbel na 2,49 triljoen rand. En tydens Cyril Ramaphosa het dit gegroei tot 6,119 triljoen rand. Mense, daar is nie 'n manier hoe Suid-Afrika daardie skuld kan terugbetaal nie, wat uiteindelik 'n aanduiding behoort te wees dat ons in baie diep moeilikheid is en baie dieper as wat die meeste mense in Suid-Afrika besef. Onlangs het Ramaphosa Pinocchio weer 'n lening aangegaan van hoeveel biljoen rand in die buiteland, en dit is net om die ligte aan te hou, die staatskas gevul te hou, en om natuurlik te sorg dat al die invloedryke mense, sy ondersteuners, hulle salarisse en vergoeding kan ontvang. Al hierdie skulde wat aangegaan word gedoen onder die voorwendsel van infrastruktuurverbetering, die verbetering van mense lewensstandaard, en ons sien op alle vlakke dat dit juis hierdie faset is wat misluk. Huise wat beloof is, word nie gebou nie.
projekte wat aangepak is vir behuising, vir hospitale, vir skole, wat halfpad deur die konstruksiefase net eenvoudig tot 'n stilstand kom, omdat die geld weg is en 99,9% is dit verduister, gesteel, is dit net weg. En dan moet daar maar net weer geld geleen word. En so draai hierdie spiraal en trek ons al dieper in hierdie maalkolk van skuld van die wêreld in. 'n Skuld waaraan ek geen aandeel het nie en nie wil hê nie en dit nooit as wettiglik sal beskou nie. Maar dit gebeur en dit plaas die druk op die toekoms, die druk op Suid-Afrika soveel hoër, ongelooflike hoë druk om daai terugbetalings te kan hanteer. Intussen raak die belastingbetalers groepering al hoe minder en minder. Is daar minder en minder mynbou, ekonomiese omstandighede, invoertariewe na Amerika en dies meer voorspel net meer ellende, meer skuld en 'n dieper en sterker draaikolk van verval. En wanneer jy hierdie punt bereik waar jy nie meer die vermoë het om jou skuld terug te betaal nie en jy ontvang nog steeds geld uit die buiteland uit, moet jy mos weet dat daar 'n agenda daar agter is om totale beheer van 'n land soos Suid-Afrika te kan kry as gevolg van skuld. Dit hou vir ons 'n wesenlike groot gevaar in. Intussen is dit dan interessant dat Julius Malema juis in hierdie tyd nou weer na vore tree en hierdie persoon se geskrewe gedeelte daarop ek sê the genocidal terrorist convicted criminal calls for the killing of white people and farmers in South Africa. Now he calls for black people to attack white people and take their land. Now you know why white farmers and citizens are being systematically killed in South Africa. Want moet ons terselfdertyd onthou dat al waarde wat oor is in Suid-Afrika, wat nog nie verpand was nie, is die boerderygronde in privaat besit. Julius Malema vir ons Newsday says black people must take white people's land. Dit terwyl ons dieper en dieper in die skuld insak, moet hierdie produktiewe landbougronde ook gevat word en 'n mens kry die idee of die gedagte dat hulle wil hê die land finansiëel in duie moet stort sodat daar die een of ander vorm van 'n revolusie en bewindsoorname kan plaasvind. Verlede week het ons baie tyd en aandag hieraan gespandeer. So ons moet nou net beskou en besef dat daar binnelandse magte is wat gebruik word deur sekere eksterne beïnvloeders om hulle doelwitte uiteindelik in Suid-Afrika te bereik. Maar wat beteken dit vir jou en vir my? Vir jou en vir my beteken dit net meer beperkings, groter, hoër belastings, meer onderdrukking, meer verdrukking, meer optrede teen ons kulturele eenheid en die koers waarheen ons op pad is, verhoed ons om weer op te staan, aan die gang te kom, sterk te raak, want ek dink dit is die grootste vrees van baie mense in die buiteland, en ons sal môre 'n bietjie kyk wat tans daar in Spanje aan die gang is, wat ook ongelooflik inspeel op hierdie wêreldwye globalistiese aanslag. Mense, die lewe vir jou en vir my gaan nie makliker raak nie, dit gaan moeiliker raak, en uiteindelik met die skuldlas aan die een kant, die eise met beloftes aan die ander kant, is daar vir ons niks anders oor as om onsself voor te berei vir die grootste aanslag in die mensgeskiedenis in Suid-Afrika teen
ons as blankes. Raak deel, raak betrokke, berei voor, want daardie dag kom, want ten spyte van al die beloftes, sien jy geen skuld word terugbetaal nie. Alhoewel daar beloof word dat hierdie lening gaan nou die oplossing bied vir die probleem in Suid-Afrika, dan sien ons nie, dis maar net deel van die bodemlose put, die draaikolk van verslawing, finansiële verslawing wat in Suid-Afrika uitspeel, wat net tot een ding kan lei, geweld en chaos en anargie. Daarom mense, is dit tyd om jouself nou voor te berei, maar soveel as moontlik van ons eie mense saamtrek, sodat ons uit 'n oogpunt van gesamentlike mag, 'n oogpunt van groepering, 'n oogpunt van die vermoëns wat saamgetrek word om te kan veiligheid aan ons eie mense bied, om te kan doen wat ons moet doen in 'n konsentrasie van pogings om uiteindelik hierdie aanslag af te weer en te oorleef in die proses. En sonder dit is daar geen hoop of toekoms vir ons kinders en of nageslag nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, dink hieroor en stuur die boodskap aan vir mense wat jy voel dit moet hoor en teken in op die kanaal, druk die hou van knoppie, die deel knoppie, sodat hierdie video's van my so ver as moontlik versprei kan word. Mooi loop, lekker dag, ons gesels môreoggend weer.